Moses se lewe is dan vir my so 'n voorbeeld van wat ons lees in Psalm 139, dat ons lewens daar is opgeskryf nog voor ons gebore is, want Moses se eerste 40 jaar het hy deurgebring in die paleis in Egipte, waar hy die taal en die kultuur geleer het. Toe was hy vlug vir sy lewe, en die volgende 40 jaar het hy in die woestyn deurgebring, waar hy geleer het, hoe leef mense in die woestyn? Toe roep God hom, die gedeelte wat ons vanoggend gelees het, en hy gebruik daardie twee ervarings, die Egiptiese taal, kultuur, die woestynlewe, om uiteindelik die volk te lei na die beloofde land toe. God is daarom iemand wat ver vooruit sien, ook in ons eie lewens, né? Maar daar's twee goed wat vir my uitstaan in hierdie gedeelte. Die een is Moses, wat deur God geroep word, te sê, gaan, ek het die noodkreet van my volk gehoor. En baie keer dink mense, ons bid, ons is in die moeilikheid, of ons kry swaar, en ons bid, en ons voel asof God nie luister nie. Hy hoor, jy dink net nie, hy hoor nie. Daai volk het op daai stadium nie geweet, hy hoor nie, maar hy het gehoor, en hy het vir Moses gestuur, en Moses het hulle uitgelei, God hoor die noodkrete. So, op 'n manier is ons of Moses, die een wat gestuur word om mense te gaan help in nood, wat tot seën kan wees, of ons is die mense wat bid, wat een of ander krisis in ons lewe het, of trauma, of hartseer, of swaar kry, of twyfel, of wat ook al, en dat ons bid, en ons dink God hoor nie, maar hy hoor. So ek wil jou aanmoedig, besluit, bid bietjie daaroor, as jy dalk Moses vandag, wat iemand moet gaan help, in hulle situasie, gaan uitlei, gaan bid, gaan vriendelik wees, gaan help, gaan ondersteun, of is jy die een wat bid, en dink God hoor nie, hy hoor, en wees verseker, hy gaan op sy regte tyd, gaan hy uitkoms gee. Vrede vir jou.